Familie, vriende, hartlik welkom vanoggend by Tannie Charmaine Angelique Nudee se troostdiens. Vir baie bekend as 'n ouma, 'n ma, 'n vrou en 'n vriendin vir almal wat hier is vandag. Baie welkom. Baie dankie dat elkeen wat hier is om eer te betoon aan Tannie Charmaine. En 'n spesiale woord van verwelkoming ook aan Tannie Charmaine se man, oom Trompie. Baie welkom, ons harte gaan uit vir oom en ons bid vir oom gereeld. En ook baie welkom aan haar 3 seuns, aan Charles en Pieter en Trompie. Baie welkom aan julle en dan ook die familie. Baie welkom aan elkeen van julle. Ons gaan begin met 'n lied wat vanoggend deurgestuur is van Roan Josh. En die lied begin met die volgende woorde, want die lied se naam is Provider. En die Here is ons voorsiener, ook ons voorsiener van troos in hartseer tye. So kom ons luister saam, ons kyk saam na hierdie lied van Roan Josh, Provider. En by die begin haal hy 'n psalm uit en hy sê, He alone is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust in Him. Kom ons luister saam na hierdie lied.
Vriende, vandag is ons ook saam in ons hartseer om vir God dankie te sê vir die lewe van Tannie Charmaine vir 65 jaar. En ons sê vir die Here dankie. En mens sal nooit tevrede wees met die hoeveelheid jare nie. Maar ons wil nog steeds vir God dankie sê vir Tannie Charmaine se lewe en vir haar eer betoon. 1955 tot 2020. Kom ons kyk na 'n paar foto's om ons te herinner aan hierdie mens wie sy vir elkeen van ons beteken het. Laat ons bid tot die een wat ons hoor en ons troos. Genadige God, ons is dikwels blind, maar U self neem ons hand en lei ons. Vergewe ons selfgeregtigheid en lei ons na U lig. U gee lewe en U neem lewe en U ken elkeen van ons deurgrondelik. Ons bid vanuit die diepste van ons hart vandag, Here. Wees met U kinders vandag in U huis. Wees veral met die familie van Tannie Charmaine in hierdie tyd van hartseer, in hierdie storm. Ons dankie vandag vir al die mense wat U oor Tannie Charmaine se pad gebring het. Elkeen van hulle en elkeen wat ook vandag hierdie diens bywoon. Ons dankie dat hulle mekaar se lewens verryk het, dekades lank. Here, ons bid ook vandag U beskerming en troos oor die Nudee familie en mag hulle ook rus en vrede by U vind in hierdie tyd. Ons Here, terwyl ons ook in die middel van 'n pandemie is, bid ons ook vir U beskerming vir elkeen wat hier is vandag. En mag U ons ook in hierdie tyd beskerm en lei en dra en wysheid gee om reg op te tree. Mag U Gees ook vandag met ons werk in ons harte en in ons verstand, sodat U lewende woord vir ons werklike troos en ewige hoop skenk. Wanneer ons hier uitstap, mag ons bemoedig wees, mag ons hoopvol wees, mag ons troos saam met ons neem en dit ook uitdra in 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, ons dankie vir U genade en dat U wil en U verbond aan ons openbaar deur Jesus Christus. Ons bid in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ja, liewe vriende, Tannie Charmaine was 'n laafvelder en sy het meeste van haar tyd in hierdie omgewing deurgebring, saam met die mense wat vir haar die meeste beteken het, haar familie. En ons dank U, Here, daarvoor. So kom ons sing saam lied 600 as 'n lofsang. Nou die reël sê ons mag nie hard sing nie, maar jy mag daar waar jy is in die hart sing en saggies sing. Maar kom ons sing saam lied 600 as 'n danklied tot eer van die Here. Julle kan bly sit.
Kom ons lees saam uit die woord van die Here, Romeine hoofstuk 8, vers 18 tot 26. En ek gaan vers 18 3 keer lees, en dan gaan ek aangaan met vers 19. Paulus skryf hier in die woord van die Here: Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Vriende, vanoggend sê die Here vir ons die volgende woorde in vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Kom ek lees vers 18 nog een keer. Ons is daarvan oortuig dat die lyding, die swaar kry, die hartseer wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Vers 19. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Vers 23, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Vers 26, die laaste vers vir vandag. Die Gees staan ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Romeine 8 vers 18 tot 26. Nou vriende, om hierdie teks te verstaan, moet ons kyk na die Exodus verhaal, die tweede boek in die Bybel. Ons almal ken die Exodus verhaal van God wat vir Moses gebruik om sy volk uit Egipte te bevry en vir hom 'n volk, 'n nuwe verbondsvolk te skep. Nou Romeine hoofstuk 6 tot hoofstuk 8, waar ons vandag gelees het, hoofstuk 8, is baie soos die Exodus verhaal. En hoekom ek dit vir julle so sê, is dieselfde lyne kan getrek word in albei verhale. In die Exodus verhaal word die mense van God bevry uit Egipte uit, en in die Romeine teks word ons herinner dat ons is bevry deur Jesus Christus. In die ou verbond, in die Exodus teks, gaan die volk van God deur die Rooi See. In die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond, word die kinders van God gedoop met water en hulle word verbondskinders. In die ou verbond ontvang die volk van God die wet, die 10 gebooie, die Torah. Dis die wet wat hulle moet aan voldoen. In die Nuwe Verbond sê Paulus in die teks Romeine 8 dat ons het die wet, maar ons het meer as dit, ons het die Gees ontvang. Die Gees is die nuwe wet wat ons ontvang het. Die Gees lei ons. Hy help ons om te leef as kinders van God. En dan in die 5de punt, die 4de punt, in die Exodus stap die volk van God deur die wildernis op pad na die beloofde land. En in die Nuwe Verbond stap ons as kinders van God deur die wêreld, deur die wildernis van die wêreld, op pad na die beloofde land, die hemel. So die volk is op pad, ons, die nuwe volk, is ook op pad. En die 5de punt, is die volk is op pad na die beloofde land toe, Israel. En ons, as die nuwe verbondsvolk, sê Paulus hier in Romeine 8,
is op pad na die hemel. Soos hy ook sê in vers 18, hy is daarvan oortuig dat die lyding wat ons hier in die wildernis in die wêreld verduur, kan nie opgeweeg word teen die heerlikheid wat vir ons in die toekoms wag nie. Ons almal is op pad ergens heen. Nou, Romeine is die laaste brief wat Paulus as 'n vrye man geskryf het, en Christene in die eerste eeu het baie weerstand, swaar kry en lyding beleef. En daarom wanneer ons vandag in die 21ste eeu swaar kry en lyding beleef, kan ons teruggaan na die woord van God. En die woord van God kan ons voed in hierdie tye. Nou, die punt wat ek wil uitlig vir u vandag, en om vir u troos te gee in die woord van God in hierdie hartseer tyd, is dat mense sug. Slegte nuus laat mens sug. Die hele mensdom het die ding in gemeen. Enige nasie, enige ras, almal sug van tyd tot tyd. Elke nou en dan. Almal doen dit. Ouers sug, kinders sug, ongelowige sug, gelowige sug. Bekende mense sug. Die definisie van sug is om diep uit te asem. U ken iemand wat dalk meer as gewoonlik, meer as ander mense sug. Party mense is bekend daarvoor dat hulle baie sug. Diep uit te asem, om ongelukkigheid te wys, om 'n verlange na iets uit te druk. Die feit bly, sug is diep emosioneel. 10 keer meer as positief wanneer mens sug, het dit te doen met iets negatief, iets hartseer, iets swaar kry. Wanneer mens daarna dink, wanneer jy sug is gewoonlik wanneer jy 'n hoopvolle verwagting het, en dan besef jy die realiteit, korttermyn of langtermyn, dat daai hoopvolle verwagting anders uitdraai as wat jy dit beplan het, en dan sug jy. Kom ek vra vir u, wat sal jy in die volgende situasie doen? Wanneer u op 'n Saterdag rugby kyk en die speler het 'n oop doellyn en hy laat val die bal, wat sal u doen? Die skare sug. Wanneer u vir u karsetels vir 2 ure lank soek en u kry nie u karsetels nie, wat doen u? U sug. Of wanneer jy in die dorp is en jy sien jy het 'n pap wiel, dan sug jy. As die onderwyser weer kwaad is vir die kind omdat die kind kattekwaad aangevang het, dan sug die ouer. En meer bekend wanneer ons die nuus kyk en ons sien 'n politieke leier wat weer wegkom met korrupsie en daar word niks aan gedoen nie, dan sug ons. Ons verlang na God se geregtigheid. En ook wanneer mense geliefde verloor, dan sug 'n mens. Dit is diep emosioneel. Dit is 'n manier om jou hartseer uit te druk. Jy het 'n hoopvolle verwagting en die realiteit het anders uitgedraai. Nou wonder jy, hoekom praat ons vandag oor sug? Want sug het te doen met hartseer en ons is vandag hartseer. En die teks in Romeine 8 verwys vandag 3 keer na sug. En die werkwoord sug het elke keer 3 keer 'n verskillende persoon wat sug. Ons lees in vers 22, lees ons die woord van God sê, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug. Omdat die verslawing, die skepping is verslaaf aan die verganklikheid. Ons sien dit in die skepping. Winter kom, goed gaan dood. Om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid. Die skepping is vas in die verganklikheid. Ons is deel van die skepping. En ons almal worstel met oorlewing en ons sien uit dat die skepping in sy volle glorie sal verskyn. Ons is ook in tyd vasgevang. Ons kan nie buite die dimensie van tyd kom nie. En die rede hoekom die skepping swaar kry is as gevolg van die sondeval. Paulus sê dit in Romeine 8 en ons weet dit ook vandag dat die skepping sug wanneer die mense sonde kwaad doen in die skepping. Wanneer 'n renoster vermoor word, sug ons. As woude afgekap word, sug die skepping. Wanneer giftige gasse vrygelaat word van fabrieke, dan sug die skepping. En ons lees in die Bybel, God stel baie belang in ons harte, maar hy is nie net 'n God wat in ons hart belangstel nie. Hy is ook die God van die skepping. Genesis 1, Genesis 2, God is die skepper van die skepping. Hy red nie net ons siele nie, hy red ook die skepping. En Paulus sê, God red deur Jesus ook die skepping, maar die skepping nou, waarin ons leef, sug. Nou daar is 'n tweede persoon wat ook sug,
in hierdie teks. En in vers 23 lees ons, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook, ons as mense, as kinders van God, ons sug ook. Ons sug ook in onsself in afwagting, sê die ou Afrikaanse vertaling. Nou geliefdes, u en ek, ons almal sug. Van ons 'n geliefde verloor, van ons moet groet, van ons diep hartseer is, sug ons. In slegte tye en swaar tye, ook wanneer God soms ver voel, dan sug ons. Maar die Bybel sê vir ons vandag, God se kinders mag sug. Ook in harde tye mag ons sug as mense binne God se skepping. Maar nou sê Romeine, daar's 'n derde persoon wat sug, en dit is wat hierdie teks so aangrypend maak. Dit stop nie by die skepping en die mens wat sug nie, daar's 'n derde persoon wat ook sug. En ons lees dit in vers 26. Die Gees staan ons ook in die swakheid by, en wanneer ons hartseer is ons ook swak. Die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Wanneer ons so hartseer en so bedroef is en nie woorde het nie en net vra het, dan sug die Gees vir ons by God. Die ou Afrikaans sê dit so mooi, die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Wanneer ons nie mense woorde het om te sê nie, dan tree die Gees ook vir ons in. So die Gees sug by God namens ons. Vandag sê die woord van God vir ons dat die Heilige Gees werk in ons lewe, ook hier en nou in harde en swaar tye. En die Gees is die eerste gawe, die dankoffer, die geskenk wat ons as gelowiges kry, wat ons ook help deur moeilike tye. Die Gees pleit vir ons met versigtinge. En wanneer die Gees by God sug, gebeur daar iets. Ons kry troos in ons hart wat ons nie kan verklaar nie. Die Gees hoor die skepping sug. Die Gees hoor u en ek sug. En die Gees dra dit na God toe. Hy gaan sug by God in die hemelse taal. Hy gaan sê presies vir God wat in ons hart aangaan. Daar waar u geen kans meer sien vir hoop nie, wanneer jy moedeloos is, en in Suid-Afrika kry ons baie nuus wat ons moedeloos maak. Daar waar u klaar is, daar waar u net kan stil wees, dis daar waar die Gees vir u sal instaan en by God pleit en jou hart aan God bekend maak deur te sug. Dis daar waar die Gees ons besonder help. Wanneer u nie krag of hoop het nie, dan luister die Gees na jou hart. Stefan Joubert sê die Gees hou die naaldstring tussen jou en God. Dis om te verduidelik hoe naby jy aan God is, en die Gees is die tussenganger tussen jou en God, maar dis ook God self, want die Gees is ook God. So God sug by God wanneer ons hartseer is. Romeine 8 vers 15, net voor in hierdie teks, wys vir ons dat die Gees werk in ons harte. Ons lees in vers 15, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. So die Gees werk in ons harte, dat ons kan roep tot God. Maar die Gees is op twee plekke betrokke, in ons harte, maar ook by God, soos die teks van ons vandag sê, want ons nie woorde het om te roep nie. En dan, na vandag se teks in vers 34, Romeine 8 vers 34, lees ons, Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Die Bybel sê vir ons vandag in ons hartseer, in ons swaar, hou goeie moed, want die Heilige Gees sug vir ons. Jesus Christus pleit vir ons in ons moeilike tye. Dis die derde sug wat saak maak. Die skepping sug, die mens sug, maar wat werklik betekenis het, is dat die Heilige Gees God ons hart gaan verkondig aan God. Dit is die boodskap van sug. En dit gee vir ons rustigheid. Dit gee vir ons vrede. Dit gee vir ons troos, want ons weet God is lief vir ons
en hy gee om. En wanneer ons deur hierdie wêreld beweeg, wanneer ons deur die wildernis beweeg, weet ons, daar's iets beter wat vir ons wag. Soos vers 18 vir ons gesê het vandag, ons is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. En hierdie toekoms, hierdie beloofde land, het hierdie maand vir Tannie Charmaine aangebreek. En sy is nou by Jesus. En sy beleef nou die vreugde om in God se teenwoordigheid die heeltyd te wees. En hierdie vrede wat sy beleef, is 'n vrede wat vir elkeen van ons, as 'n kind van God, ook wag. Vriende, ek wil afsluit deur te sê, ons worstel met die lewe, en ons worstel met die verlies van lewe. Christelike sug, as 'n Christen sug, is dit ook 'n soeke na 'n oplossing, aan God se oplossing, en die Gees werk met ons, sodat ons troos kan kry, en vrede kan kry, in hartseer tye. God wil hê, ons hart wat gebreek is, moet weer warm kan klop, want ons weet, die beste lê nog voor ons. En God wil hê ons met ons tyd en ons gawes en ons geleenthede en ons besitting so gebruik om vir mense rondom ons ook te verseker van God se hoop en God se troos, want ons is nie alleen in hierdie hartseer nie. Die Gees sug vir ons en Jesus pleit vir ons ook. Nou, professor N.T. Wright, 'n Brit, het gesê 'n mens kan hierdie teks van Romeine 8 baie goed verstaan deur te verwys na die Russiese Matroeska wat sê die skepping sug, want die skepping is verganklik, hy's vasgevang in tyd en die skepping sien ons dood. Maar binne die skepping wat sug, is u en ek. Ons is ook mense binne die skepping en ons sug ook. Maar dis nie net die eerste en die tweede sug wat saak maak nie. Die woord van God sê, die goeie nuus, die troos, die vrede, is dat binne in ons werk die Heilige Gees. En is hierdie derde sug wat die belangrik is, die Gees wat by God ons hartseer in die hemelse taal verduidelik, en dan die Gees wat in ons harte werk, wat ons weer kan laat uitroep, Abba Vader, wat ons harte, wat gebreek is, weer warm kan laat klop. Dit is hoe ons hierdie drie sigte kan verstaan. Die Gees binne in ons, wat sug, ons wat sug, en die skepping wat sug. Nou was daar 'n versoek van die familie om Anne Lee se liedjie te luister 2 times, want dit was Tannie Charmaine se gunsteling liedjie. En hierdie liedjie is direk in lyn met die boodskap, want die liedjie sê nie 2 nie, maar 3. En die boodskap vandag sê, u is nie vasgevang in 'n skepping en die skepping sug en u sug en dis dit nie. Die skepping sê God sug ook en God bewerk 'n hemel vir u. Dis die derde een wat saak maak. Kom ons luister saam hierdie lied van Lee Ann wat Tannie Charmaine se gunsteling lied was. Ons gaan nou aanbeweeg na die honderdlyke. Ons wil eers sê Tannie Charmaine die tydelike vir die ewige verwissel. As kind van God het sy die stryd gestry, sy het gelewe met geloof en sy het gewen. En vandag is sy by haar Skepper. En in ons hartseer bring dit vir ons vreugde. Ons dank die Here vandag vir 'n lewe van 65 jaar. En te danke aan Jesus Christus, is Tannie Charmaine ook nou by God drie enig, haar Skepper en ons Skepper. Ek wil eers vra vir oom Appie Greiling om vir ons 'n hulpblyk te kom doen, om Appie. Baie dankie vir die boodskap wat ons gee, dit is 'n boodskap van troos
geskik het in die moeilike tyd. Klompie jou seuns, jy weet die helfte kleinkinders, familie en vriende, vandag neem ons afskeid van 'n baie besondere mens kan my weet. 'n Baie kosbaar, baie besondere mens was en die woorde wat ek vir haar kan gee is net dat sy is altyd vriendelik gewees, altyd opreg, opvaardig, nooit stil te sit. En sy het almal vir ons bemoedig. En sy het swaar gekry in Januarie maand. Sy het swaar gekry, sy was in ICU vir jare. Maar sy het so veggees in haar gehad, dat almal van ons 'n voorbeeld vir elkeen van ons was. En daarom kan ons ook net sê, dat sy nooit nutteloos was nie. Want Johan B. van Boek het gesê, 'n nuttelose lewe is 'n verlore dood. Sy my het nooit so gelewe nie. Sy man was onafskeidlik. En hulle gesin, sy was so trots op elkeen van ons. Sy het iets goeds gedoen het, en sy het almal verwys. Wat het hulle gedoen? Nooit gedoen. Haar kleinkinders is waar sy gelewe het. En die kleinkinders moet weet, dat hulle ouma was alles vir hulle. En elke vriend en familie wat die was, weet dat sy my, ons sal haar nooit vergeet. Ek wil ook vir God dank, dat sy deel was van ons lewe. En dat ek daaruit kon leer, so baie goed kon leer, baie van ons het ook hartseer gehad, het sy my altyd, sy na gesin, het vir my herf, het sy my bemoedig, en tye wat ek baie swaar gekry. En elkeen van ons kan daarvan gekry. Daar is tye gewees wat ons regtig, ons het 1 jaar op oor die stad, gedans in die reën. En dit was soos sy my was. Altyd, daar is tyd gewees om te kuier, daar is tyd gewees om hartseer te wees, en die ouders ons dan uitgegeven. Maar, by die ouders wat net sê, ons het nie vandag moet die ouders wees, die uitsien van ons weet sy my, is definitief by die Here. Sy is definitief daar, en hulle jubel en dans, en ons allemaal moet bereik, als sy uitsien, om eendag ook daar te kan kom, en die goeie dinge te kan doen. Ek wil ook net vandag Sandra baie gesien. Vir alles wat jy gedoen het in hierdie tyd, in hierdie moeilike tyd. Van raad gee aan mense en jy het alles gereël. Dis reg, ons familie, die familie, die vriende, en Trompie, almal het dit raad gesien. Ons wil weer net sê, regtig baie. En elke van julle wat hier is, kry hoop. Ons het so 100 boodskap gekry vandag. Hou die hoop vas en as jy hier vanaf ry veilig terug is. Baie. Maar ek wil ook weet, wat jy Dan is daar 'n brief wat gelees word van as ek reg is van Isak en Tannie Elsa. Ek kan ongelukkig nie vandag die lees nie, maar ek lees vir die brief wat hulle geskryf het, die Hilderblyk. Van Tannie Charmaine, gebore Agrie. In ons harte en lewens word daar 'n groot leemte gelos. Charmaine het vir haar familie geleef en sy was 'n toegewyde eggenoot vir Trompie en 'n uitsonderlike ma vir die seuns. Charmaine het daagliks met kinders kontak gemaak. Die middelpunt van hierdie gesin en familie was Charmaine. Later het daar 2 kleinkinders bygekom en getrou aan haar aard was sy ook 'n baie goeie ouma. So het Charmaine haar plek as vrou en moeder altyd volgeslaan. Haar gesin, familie en vriende kon altyd op haar reken. Charmaine het mense om haar bederf en dit was vir haar lekker. Vroegoggend se Christelike boodskappe van bemoediging en goeie wense van Charmaine was vir baie van ons hoe die dag begin het. Dit is ook soos sy geleef het, Christus eerste. Charmaine het nie baie gepraat nie, maar wanneer sy wel gepraat het, het mense geluister. Charmaine sê, my pa het Trompie senior laat regopsit, en die seuns het van kleintyd af geluister as hulle op die naam geroep word. Maar in die seuns gesê, ma, was Charmaine daar, en wanneer Saul gesê, Mali, het haar hart gesmaak. Dit het nie saak gemaak hoe belangrik was Charmaine se kinders. Dit
Dit het nie saak gemaak hoe belangrik was Charmaine se kinders en kleinkinders vir haar nie. Trompie senior was altyd die koning van haar hart en sy handewerk was haar trots. Sy was 'n raakvat vrou wie se hande vir niks verkeerd gestaan het nie. Hy sou kos maak, vleiswerk, verskeie koekies bak, brood bak, inlei en nog 'n lang lys was deel van die dinge wat sy kon doen. Niks was te veel moeite nie. Charmaine was ook altyd bereid om Trompie in die werkswinkel te help en dan so ook sy sukses met ons gedeel. Charmaine het 'n regte pad geloop en sy was iets wat min mense is. Sy was tevrede. 'n Mooi voorbeeld vir almal. Sy laat mooi herinneringe wat almal kan koester. Dit was 'n voorreg om Charmaine te ken en haar plekkie gaan leer wees tot ons weer ontmoet. Van oom Isak en dan die Elsa. Dan vra ons vir Sandra om 'n brief te lees namens Trompie. Mooi, my woorde is warm. Mooi, was 'n stukkie goud, my steenpilaar. Daar was ook so baie wat ek wou vra en wou leer. Mooi is nog gesond en so enige einde. Mooi, ek mis jou emoji likes. Baie, stuur maar nog genoeg. Kan ek mooi meld op, asseblief? Mooi, ek mis ons glimlaggies en oneindige grappies en sê goedbye. Elke oggend se boodskap wat so baie vir baie mense beteken, ons mis dit. Mam, my hart is bitterseer. Hy is in stukkies. Wat gaan ek maak? Die hemel het definitief eenmaal ryker geword. Marie, ons kyk mooi na haar. So moenie waarom Marie nie. Maar ons mis jou vreeslik baie. Jou plekkie is leeg by ons. Maar ons sal altyd, maar altyd in ons harte en gedagtes bly. Tot ons weer sien, my Marie, lief maar so baie. Graag vir u ook verwys na die boekie van Tannie Charmaine. As ons hier kyk, op die tweede bladsy by die briewe, gaan ek die boonste een lees, die van die kinders kan ek op die eie tyd lees, maar die boonste een van Ina Charmaine, Jantjie, Charlie, Jaggie, Charlie, sê die volgende. Liewe Charlie, woorde kan ek beskryf hoe baie ons jou mis en nog meer gaan mis nie. Jy was 'n sonstraal, 'n sonneblom in ons lewens en ons is dankbaar vir al die tye wat ons saam met jou kon spandeer. Saam kon lag, wat ons altyd gedoen het en grappies kon maak. Jy sal altyd in ons harte wees en sal vir ewig onthou word. Ek wens daar was 'n telefoon in die hemel sodat ek jou nog kan bel. En jy sal altyd ons Charlie bly. Ons is baie lief vir jou. Dan lees ek hier die bedankings namens Trompie. Trompie Junior. Ons wil baie eers baie graag bedank vir al pa se omgee, liefde, geduld en bystand met ma. Ons waardeer dit alles opreg. Pa was uit ma se steunpilaar, lewensmaat en partner in crime. Dankie vir die saamwees voorbeeld wat pa vir ons gestel het. Ons sal saam die herinneringe van ma koester elke dag. Ma sal ewig in ons harte voortleef. Julle was 'n perfekte voorbeeld vir ieder en elk van ons. Daar wil ons niemand uitlaat in die bedankings nie. Elke boodskap, oproep en gebed was vir ons as gesin so belangrik in ons lewens en dra ons steeds vandag. Baie dankie daarvoor. Familie, vriende en kennisse, julle almal het so 'n groot rol in ons ma se lewens gespeel. Dankie vir almal se omgee, liefde, ondersteuning, hulp en gebede. Laastens wil ons ook die geleentheid gebruik maak om al die mediese personeel dankie te sê wat na ons gesien het
in die laaste tyd. Susannie, dankie dat julle ons so mooi deur hierdie tyd gehelp het met die reëlings en vir die NG Kerk Laagveld wat onmiddellik gestem het om die diens vir ons maat te behartig. Baie dankie. Dit is die bedankings. En dan is daar nog 'n lied wat naby is vir die familie wat ons saam kan luister. Maar eers kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, U ken elkeen van ons harte. Dankie dat U woord vir ons sê dat die Heilige Gees vat wat in ons hart is en verkondig dit aan God. En God kom terug en troos ons. En met tyd bring hy vir ons vrede. Here, ons is vanoggend hier as hartseer mense, maar ons is ook hier om vir U dankie te sê vir U groot genade en vir 'n lewe wat aan U sal bly. Here, ons pleit op vandag en ons vra mag U met elkeen van ons wees waar jy uitgaan buite die huis terug in die wêreld in. En mag U ons oortuig dat hierdie wêreld is nie alles nie, maar dat hierdie wêreld is net die wildernis waar ons stap pad na die beloofde land toe. Want U is so duidelik in U woord, Jesus wat sê hier is 'n paradys, ek maak 'n plek vir julle reg. En ons het verskillende emosies binne ons, ons vreugde want ons weet nog 'n kind is by U, maar ons ook hartseer want ons is hier sonder ons geliefde. Here, mag U elkeen van ons beskerm en vir ons troos gee en vir ons goddelike vrede gee. Amen. Kom ons luister saam die lied van Rihanna nou uit die hemel. Ek is so in jou, ek weet. Beide harte siel gemaak, en beide algemeen, en my gewete is gebrand. Te veel keer kies, dan rede en verstaan. Die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek sal leer. Dalk is dit vandag, die hele weer. Die hele weer. Liewe familie, vriende, kom ons sluit af met die volgende seënlied. En ons seën mekaar soos ons uitgaan terug in die wêreld in. Mag sy vrede word.
Familie, vriende, julle is welkom om foto's te neem na die tyd. En mense sien mekaar eintlik so min, so neem foto's saam met die familie en die vriende en dan ook is julle welkom om te kom groet hiervoor. So as julle dalk die voorbanke, die familie eerste laat kom groet, dan kan julle ook kom groet met tyd. Mag die genade van ons Here God en die liefde van Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. In hartseer tye, maar mag ons weet ons het ewige hoop en ons is God se kinders. Amen. Veel keer gekies, ten rede en verstand, maar ek is uit oorleg, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom, eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die ene weer. Net die ene weer. Ek was verlore, maar nou gevind. En sonder die gewig haal ek asem soos 'n kind. Daar wys 'n vinger na wie ek was. Maar ek het bitter gou geleer, ek is bitter as wit gewas. Ek sien waar ek behoort, 'n ewigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel oop vir as ek kom, eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die ene weer. Net die ene weer. Sê my wat jy glo aan die einde. Die waarheid is jou en myne. Hy's lewe, hy is stille. Die vrede wat my hart verloor. Sê my wat jy glo aan die einde. Hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed.